Hierdie is die aloe vera plant. Ek gebruik ongeveer een lekker vet blaar. Kom ons soek ene. Ok, daai ene lyk vir my. Ek sny hom af. En daar sy. Ek gaan hom gebruik. Hy's lekker vet. Ek gaan nou eers hierdie dorings afhaal. Daar. En ek doen dit met 'n skillertjie. Daar sy. Ek gaan die kant wat rond is nou doen. En hulle skil ek ook af. Met die klein kantjie na jou toe, die smal kant. En druk 'n mes plat. Maak maar 'n skynskeepie. Maak seker jy kry 'n greep. En laat gaan. Haal en haal hom uit sy baadjie uit. Asy. Daar lê jou stuk aloe vera en wat ons mee gaan werk. Ok. As daar enige stukkies skil of rand aan is, kan jy dit is 'n bietjie moeilik om na die tyd, maar jy kan dit afsny. En is lekker glip en glyierig. Ons haal net daai bietjie af wat ek gemis het. Sny hom in stukkies. Lekker. As daar so 'n klein bietjie is, dit maak nie dood nie. Die puntjie, as hy mooi skoon is, kan jy hom gebruik anderste. Haal maar net daai stukkie uit. Dit is baie glibberig. Goed, ons gaan nou die stukke ingooi in die versapper. Ek gaan hom nou net so rukkie los, terwyl ek die suurlemoen skil. Die suurlemoen gaan ons dieselfde doen. Ons haal die buitenste skil af. Dit kom bietjie moeilik, maar as jy eers aan die gang is, ek gooi nie die suurlemoen skil weg nie. Ek gooi dit in 'n houertjie. En dit word weer ontsmettingsmiddel vir. En dan gooi ek kookwater in. Ek gooi die punte ook in. En draai toe. Die suurlemoen sny ons ook in stukke. Moenie die pitte uithaal nie, die pitte gaan saam. Ons gooi die pitte saam in. Ok, en dan hierdie gooi ek ook hierbo in. Hoekom skil ons 'n suurlemoen? Hierdie suurlemoene is gekoop, daarom moet ek dit afskil. As jy 'n suurlemoen van jou boom af oes en daar niemand het gif gespuit nie, dan sit jy die hele suurlemoen met skilpitte en al binne. Ons volgende bestanddeel is sitroensuur. Van dit gaan net 'n halwe teelepel
gaan in dit. OK. En dan, jy herken seker hierdie borreltjies, maar dit is nie wat ek gaan ingooi nie. Dit is borrie, of turmeric, soos hulle sê. Nou, ek bære al my kruie in hierdie borreltjies, want hy's donker, en die breinglas bewaar die kruie vir baie langer, so ek het al die jare se Marmite borreltjies van almal wat dit weggooi bymekaar gemaak, en al my kruie staan binne in 'n laai, en die deksels is almal gemerk met wat daar binne-in is. Nou, ek gaan 2 teelepels van hierdie ingooi. Hierdie is selfgegroeide borrie, selfgedroog, fyn gemaak. Daar is nou 1 teelepel, 1,5 en 2 teelepels. Ons laaste bestanddeel is 'n eetlepel gelyk vol aspirien, suiwer aspirienpoeier. As jy nie aspirienpoeier kan kry nie, dan kan jy sekerlik Disprins fyn maak of Grandpa's fyn maak, Grandpa's klaar fyn. As jy die poeiers koop of KP poeiers, hulle almal het aspirine in, maar die beste is om die suiwer aspirien te koop. Ek gaan net dit ingooi. Hy is nou lekker gemeng. Ek het omtrent 'n minuut en 'n half gemeng. En die hoeveelheid wat ek kry, lyk vir my is bietjie meer as 2 koppies vol. Ek gaan dit nou net in die houer gooi. Ek gaan sommer wys hoe gebruik ek dit elke dag. Ek vat 'n lekker groot eetlepel vol, binne in gefilterde water. En dan los ek dit so op. As jy dit in die yskas bære, dit hou ongeveer 'n week lank. En hy vergel. Met ander woorde, hy word soos jelly, maar hy los nog steeds op in die water. Jy kan hom, ek het myne hou so 4 dae. Ek gebruik dit 3 keer 'n dag, in die oggend, middag en aand. Ek sal aanbeveel, as dit jou eerste keer is wat jy hierdie mengsel gebruik, begin met 'n teelepel, sê 2 keer 'n dag, oggend, aand. Kyk wat is die uitwerking op jou liggaam. As dit nie saam met jou liggaam werk nie, dan laat los jy dit af, natuurlik. En dan kan jy dit stadig aan vermeerder, totdat jy op 'n eetlepel 3 keer 'n dag kom. Ek dink dit is omtrent die maksimum wat jy kan gebruik van hierdie mengsel. Ja, op die lewe, as hy vir jou te bitter is, jy kan heuning bygooi, maar suiker en sitrus saam maak gif. Dis moet eerder niks bygooi nie, probeer hom net so wegbere